Baie welkom by hierdie week se Kaap vol Hoop en ons kuier begin hier by die bekende Tafelberg wat natuurlik 'n groot attraksie is in die vakansietyd in die Kaap. Ons gesels eerstens oor wat die Waterfront so uniek maak en loop so 'n bietjie rond in 'n unieke toeriste attraksie. En dan gaan ons ook na Adderleystraat se blommeverkopers waar Karen Lipari ons vertel hoekom die ikoniese blommemark ook so oor die nuwejaarstyd gewild is om te besoek. Dan maak ons ook 'n draai al die pad in Gordons Bay, dis so 50 km van die Kaapse middestad en Juanita Wilson van Gordons Bay Toerisme gesels saam. Dan vertel Eleanor Bondisio ons meer oor Gordons Bay Seiljagklub, waar sy ook die bestuurder is. Ook Hans Zoepern vertel ons meer van sy winkel in Gordons Bay waar jy mooi vakansie aandenkings kan kry. En ek ontmoet vir Dave Delport op Gordons Bay se hawemuur waar hy vis vang. Maar eerstens kyk ons na wat die Kaapse Waterfront alles bied. Nuwejaartyd in die Kaap is die Waterfront een van die plekke om daartoe te kom. Is vakansiegangers wat hier na toe kom en dit bied baie. Die Waterfront het baie winkels, natuurlik die bote wat ook hier uitgaan. Jy kan om die Kaap vaar met die bote en daar's baie om te sien en baie om te doen. Agter my Tafelberg en dis die ikoniese Waterfront. Kom ons maak so. Ek gaan so na van die plekkies gaan in die Waterfront. Dan wys ek julle. So kom saam met my. Steeds in die Waterfront. Dis ikonies. Dit is waar jy gaan sit vir 'n lekker foto. Familie soos daai. Hulle neem 'n foto. Dis so onthou foto's. Die foto wat jy op die klavier sit, jou klavierfoto's. Kyk uit Tafelberg in die agtergrond. As jy Waterfront besoek, Kaap besoek, moet jy Waterfront toe kom. Jy gaan sit daar by daai geel vierkantige blok. Jy kan altyd onthou, jy was by die Waterfront. Deel van die Waterfront natuurlik lekker eet, briljante restaurante, La Palama hier agter my. Dis een van die bekendes in die Waterfront, briljante kos. In die agtergrond, daar kan mense dit hoor, is al die lekker musiek. Hulle maak musiek en dis 'n atmosfeer wat jy net wil sit in die Waterfront. Maar die kos, kyk hoe lekker eet die mense daar. Maar die groot voordeel van daai ete by daai restaurant is kyk hulle uitsig. So dis waarop hulle uitkyk. Hulle kyk uit op Tafelberg. So dit is ikonies natuurlik. Een van die mooiste plekke in die Kaap, die Waterfront. Een van die vele opsies natuurlik op die nuwe jaar is soos hier agter is bote wat uit die Waterfront uitgaan. Briljantste, mooiste uitsigte wat jy het hier rondom die Kaap. Kyk net hierdie pragtige boot, histories. Lyk of dit omtrent 1620 se boot kan wees wat hier vaar. Dit het hom mooi reggemaak. Jy gaan omtrent terug in tyd. Dit is een van die opsies hier in die Waterfront. So as verskeie van hierdie toeroperateurs as jy dit so kan noem. Jy kry 'n sunset cruise, jy kan deur die dag gaan. Veral die sonsondergang is briljant en pragtig mooi. Veral so 'n dag soos vandag, hier is kwaliek wind. So vandag se sonsondergang sal mooi wees. Maar dit is al die toeroperateurs. So kyk al hierdie opsies hierso. Hier kan jy kies watter bootjie wil jy hê? Wil jy 'n seilbootjie hê? Wil jy so vinnige een soos daai catamaran wat daar agter verbygaan wil jy hê? Jy het verskillende opsies hierso in die Waterfront. Alles in die nuwe jaar, vakansietyd, feestyd in die Kaap. Baie opsies. Een van die brûe hierso by die Waterfront. Eintlik 'n lekker ervaring om oor 'n bruggie te stap. Soms lig hulle hom op as die bote verbykom. Belangrik die bote. Agter my is die Clock Tower. Die Clock Tower kom uit die vroeë 1900s, was ikonies, amper die enigste sigbare toring in die Waterfront gewees in die vroeë 1900s hier agter my. Hulle het hom gebou, hy's gerestoreer. En nou net agter die toring is die plek waar mens weg of jy uit die hawe uitgaan as jy na Robben Island toe gaan. Die Robben Island toere natuurlik. Robben Island is waar oud-president Nelson Mandela was. Hy was vir 18 jaar was hy daar in die tronk gewees. En Robben Island se tronk het al begin in 1958. So dis 'n lang tyd terug wat die tronk begin is in Robben Island. Jy kan soontoe gaan in die oggend en in die middag ook vir sonsondergang tyd. En dit is so 6,9 km wat dit weg is, die Robben Island. En natuurlik as jy nie wil Robben Island toe gaan nie, dan doen jy een van die volgende. Jy vat een van hierdie rooi bootjies en hy vat jou al die pad rondom die Waterfront. Dis amper soos 'n rooi bus op water. Opsies is daar verseker baie van. Ja, so ons het lekker gekuier in die Waterfront en nou gaan ons na Adderleystraat waar die pragtige blommemark is. Ek gesels met Karen Lipari wat al vir baie jare blomme verkoop in Adderleystraat. Jy's al 'n klomp jaar hierso. Dit is Ja, 45 years meneer. En ek en my sussie as die third generation wat saam mekaar werk. Ons is nou betrokke, seker dis nou die 35 years te saam. Ons is die derde generation met ouma Ellie Williams. Sy was wel bekend destijds op die, sy het plakkaat op die buste gehad daai jare. En ons was maar soos 8 jaar oud, 9 jaar oud.
toe ons na skool nou hiertoe moet gekom het met die trein met 'n bollong blomme op ons rug. En dan kom ons so 4 o'clock by reis in die oggende. En tyd was nog shillingstyd, né? En toe daar daai shilling uit is, toe kom ons R1. Dus die blomme R1 'n bunch. 3 bunches for R2. Sal nooit vergeet nie. Dit was maklik om te verkoop, is eintlik 'n maklike som. As 'n maklike som, ja, maar ek het profit gemaak. En my ouma het my betaal R4 vir die hele weekend. Vrydags aan kom ons hier die middag na skool tot Saterdagoggend 2 o'clock ons by die huis. Dan kom ons weer Kaap toe 4 o'clock die oggend. Dan kom ons weer huis toe 4 o'clock die oggend op 'n Sondag. Wys vir van die blomme, watter blomme is daai wat jy daar het in Die St. Joseph's, die maak ek nou op Mother's Day. Die St. Joseph's, ons het nog 'n mark daar in Oranjezig, skool toe Oranjezig mark daar in Grandjo by in die Waterfront. So die is nou poste wat ek nou prep nou vir hulle nou. En dis kool, jy eet hom nie, dis 'n blomkool, né? En dis 'n protea en dis nou rosa en dis lys en dis 'n single aster en dis 'n St. Joseph lilies. Nou maak ek maar so 'n pos nou van R200 vir die mense ready-made. En rose en daai tipe dinge altyd gewild of was dit Ja. Proteas weer? Man is different, almal lyk maar so net different mos nou. Mense lyk rosa deesdae, die nuwe generation wat nou blomme kolleeg ken het om te koop, hulle wil net rosa hê. Toe die nuwe Suid-Afrika oë gevaar het, jy weet. En die ander mense, die ouerige mense, hulle lyk weer die proteas. Also ja, as 'n mixture of blends wat ons nou probeer om by die mense nou maar te maak. Sodat hulle maar nou net 'n mooi positiewe Mother's Day kan kry. Ek het in die programme Kaap vol hoop. Is ook lekker as 'n mens vir iemand 'n mooi pos blomme gee en jy sien hulle gesigte, hulle waardeer dit sien mens hoop net. Ja, nee, as baie lekker om in 'n paad soos ons dat blomme verkoop. Ons geniet dit. Want alles wat ons doen vir grafnis, 'n wedding, 'n function, 'n 50th, 'n birth, whatever, dan is ons part van die. Soos deel van die wat hulle celebrate. En die is vir my die grille van alles van die om blomme te verkoop. Die is lekker. En dit maak die mense gelukkig. En dit maak die mense joyful, gelukkig, happy, go lucky. Alles maak reg met blomme. Ja, maar hoe stok toe gebied. Die maak ook reg. Blomme maak alles reg. En alles mooi. So die mense geniet dit, ja. Welkom terug by Kaap vol Hoop hier by die mooie Gordons Bay. Gordons Bay is so weggesteek teen die berge met die mooiste hawe en seiljagklub en 'n baie gewilde vakansiebestemming met mooi strande. Gordons Bay is vernoem na kolonel Robert Gordon en kommandeer aan die Kaapkolonie in die laat 1700s en is so 58 km van Kaapstad. Dit is aan die Valsbaai kuslyn, so reg aan die onderkant van die Hottentots Holland berge. Maar eerstens ontmoet ons vir Juanita Wilson by Gordons Bay se mooi strand. We're very close to Cape Town, so just a short 30-minute, 45-minute drive and you're in a different world entirely. You're on holiday almost instantaneously. And then Gordons Bay is very well positioned in the Helderberg as well. So if you're on holiday and you base yourself here, you can literally get anywhere within 45 minutes. We've got the winelands, we've got the whale route, we've got the mountains, we've got the city, and then of course we've got the picturesque beach that you can see behind me. So if you just want to stay home and enjoy, so Gordons Bay's got a little bit of everything. It's beautiful. It's the mountains behind you, just the setting and the sea as well. I suppose summertime and wintertime, busy both seasons or all the seasons. Yes, so summertime really pumps in Gordons Bay. It's not what you see now. The beaches are packed, parking's packed, restaurants are packed. So my suggestion is always book early if you do want to come to avoid disappointment. Then our weekends are very busy as well because, as I said, we're 30 minutes from Cape Town. So if you live Stellenbosch, Franschhoek, Paarl, anywhere you don't have to
spend the night. You can just come through for the day on the beach if it's a lovely day, and you walk from the sand to the ice cream shop, get an ice cream, sit on the beach. We've got a spur on the beach, we've got pizzas on the beach. So it's a very relaxing atmosphere. I don't think there's many towns like it where the village meets the beach. It's uncomplicated. There's ample parking, there's ample space. It's very relaxing, very slow. So step out of your stressful every day and come to Gordons Bay and just unwind. That's the best part about it. Just around the corner here, you've got just an open road all the way to Royals, and that makes it unique. You've got access to the city, but you've got all these beaches and these places around you that you can drive to. Yes, and Gordons Bay is the start of the Whale route, and Clarence Drive, the mountain you see behind me that goes from Gordons Bay to Hermanus and beyond, has been voted the second most scenic drive in the world. So you can go that way if you're into double lane, fast moving traffic, city centre, if that's what you're looking for, and you go that way if you just want a meandering stroll down an incredibly beautiful road. You can see whales, you can see seals, you can see dolphins. We've even got a penguin colony a couple of minutes from here. There's wonderful mountain hikes if you want to get away from the beach into nature for a while. Views from up there are spectacular. And the thing is, it's so unstressful in the sense that it takes 4 minutes, 10 minutes to drive anywhere. So you change your world in a few minutes without dealing with traffic, dealing with crowds. It's incredibly relaxing. We call it Cape Town's little secret. It's tucked away in the corner. Yes. It's tucked away in the corner, and you mentioned restaurants, etc. The feel you get with all these great restaurants, amazing places to stay, and that's what you also do. You offer quite a few places to stay as well, but there's amazing restaurants here. Yes. I mean, I can imagine on sunset, it's just beautiful. Yes, and it's something for everything, for everyone. We've got Mediterranean cuisine, Portuguese, obviously lots of seafood, just shops that specialize just in ice cream. We've even got a shop that specializes just in waffles. So you can have a biltong and buri waffle, and it's divine, a biltong and fig. So there's lots of nice things. And then my speciality is I do vacation home property management and rental. So we've got about 40 houses, most of them on the mountainside that you can see behind me. And we always say we've got something for everyone. So if you're wanting a romantic getaway, just the two of you, we've got something for you. If you're having a family reunion and you want to be 24 people, we've got something for you too. So we've got something for everyone on every budget here in Gordons Bay. You can go and explore the area. We've got the old wagon tracks up on Salaries Pass. We've got some bomb shelters down the road here, and of course the Navy base, a track boom, the Shalmidden. So there's a lot of hidden gems right here. People from Namibia can just come across and enjoy the beauty of Gordons Bay. Yes, and I love Namibia, and I know that you'll love Gordons Bay, and I'm even open to house swapping. Life is unpredictable, and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom.
Welkom terug by Kaap vol Hoop hier by die mooie Gordons Bay en ons kuier verder so tussen die seilbote deur by Gordons Bay Seiljagklub. Bestuurderes Eleanor Bondisio gesels oor van die klub se inisiatiewe. Yachtklub en seiling is maar inderdaad en histories het spesifieke demographics en laas jaar het ons die Sailing Academy. Neil Ashton, hy bedryf dit, hy is op teewaters gebaseer. Hy het hier so 'n branch kon oopmaak en die idee is om spesifiek mense uit underprivileged backgrounds op te lei. En hy het nou maar eintlik begin om vrouens op te lei wat ook maar seker previously disadvantaged was. So daar is deesdae baie meer vrouens en veral in die yachtklub, ons commodore is 'n vrou, bestuurderes is 'n vrou, die chef is 'n vrou, so ons kom daar. Absoluut. En die NSRE is ook daarom net nie om die draai vir as ietsie skeefloop hier so in die Valsbaai. Hulle het 'n paar keer al gehelp. Dit is baie prakties om hulle te hê en ons probeer daarom ook, ons het elke jaar 'n fundraiser vir hulle om geld in te samel vir hulle en hulle kan hulle jaar-eindfunksies hier hou. So dit is 'n goeie samewerking, goeie verhouding wat ons met hulle opgebou het. En sover is toerisme ook, Bikini Beach is net hier langsaan, so dit is maar besig ook reg deur die jare sien natuurlik toeriste, maar veral in die somertyd baie populêr. Ja, veral van mid-Desember tot mid-Januarie, dan is my staf voluit aan diens. Restaurant is dan elke dag oop die hele dag, so dan raak ons baie besig. Veral dan sien jy al die GP karre wat hier rondry. Kom van ver af en so lekker soos hier op die stoep ook nou, dis laatmiddag, mense kan nie lekker sit, hulle kan ietsie geniet en dis baie lekker. Ek wil die uitsig hierso, mense kry nie eintlik mooier nie. So dis verskriklik lekker om hier te sit en iets te drink. Die spyskaart is maar baie eenvoudig, burgers en pizzas en fish and chips en dis eintlik ons signature dish, die beer battered hake and chips. So ja, jy moet daai bietjie later geniet. Ek kan verseker, ek seker as om ietsie wat tradisioneel saam met hom gaan. Ons het nie 'n baie groot wynkaart nie, maar daar is daar 'n paar goeie name op, Diemersdal byvoorbeeld, en die Sauvignon Blanc was baie goed by die hake and chips. Ja. So met die wat maak Gordons Bay ook so uniek? Dit is jy is van die Kaap. As om iets in die berge en die see wat so bymekaar kom, dit maak dit mooi en uniek. Dit maak dit verskriklik uniek. Ek het vertel ek kom van die Parel af, so ek het met berge groot geword en hier het jy berge, jy die see, nie ver weg het jy natuurreservate, Blue Flag Beach net langs aan. Die mall is nie ver nie, en in Gordons Bay is daar meer as genoeg ander inkopies moontlikhede, so dis 'n hele klein land op sy eie. Die programnaam is Kaap vol Hoop, sommer net wat jy het ook ervaar, miskien sommer net wat rondom jou gebeur, interaksie sien met van die klublede en in die land, daar's nog hoop. Ja, nee, definitief hoop en dit pas eintlik baie goed in met wat ons Commodore Jana Loubser gedoen het in haar 2 jaar of jaar en 'n half wat sy nou Commodore is baie op community development en community involvement, al die hawe users, om die vissermanne te betrek, om goeie betrekkings en verhoudings te bou met die departement van visserye, of nou is dit die FFI, met die vissermanne, met al die hawe users hierso, om die hele community betrokke te maak by groot events, soos wat ons laas jaar gehad het op Heritage Dag, en dit is amazing hoe almal, ek dink almal smag na daai net saam wees en saamwerk en ons is almal net een. So dit is nogals fantasties en dit is great om die yachtklub deel te maak daarvan en die yachtklub te kan gebruik as 'n vehicle om daai samesyn te bevorder. So die mense kan maar 'n draai kom maak. Dit is mooi en rustig en ja, ons is 'n membersklub, maar ons verwelkom besoekers en so kom maak 'n draai, kom drink 'n drankie, eet 'n etjie. Dit is baie lekker om mense hier so te hê.
Welkom terug by Kaap vol Hoop hier in die mooi Gordons Bay met sy pragtige strand en altyd gewild met vakansiegangers. En dan is Gordons Bay ook bekend vir sy unieke winkels om te besoek. Die Bikini Beach boekwinkel is al vir meer as 25 jaar 'n gewilde opsie om rond te krap vir daardie unieke en skaars boek en dit teen 'n winskoopprys. Hier is baie boeke en mense het lekker baie tyd nodig om rustig rond te stap en rond te blaai. Ook die Aladdin Skouff Emporium is baie jare in instelling en bied iets van alles. Eienaar Hans Zoepen vertel meer. Ja, dit het baie klein begin, obviously. En dit het gegroei oor die jare. En julle bied ietsie vir alles, ietsie vir almal ook en dit is jonk en oud wat dit is. Ja, en niks wat eintlik duur is. Ons probeer bekostigbaar te wees. Dit is die belangrikste vir ons. Julle kan seker ook stories vertel van kinders wat hier inkom met net so 'n paar sente in die hand en dan wil hulle iets hê, dan help julle maar. En dan kry jy ook die teenoorgestelde ook, dan party ouens hulle raak ontslaaf van hulle kinders, die kinders kom met R200 nood in elke dag. En dan koop hy goed en dan as sy vakansie verby is, dan kom hy met 'n paar die laaste sente nog, dit moet ook nog gespend word. Want as hy nou met 5 sent moet huis toe gaan, dan het hy 'n slegte vakansie gehad. Hy moet alles spend. Nou ja, daar is daarom beslis genoeg om te koop by Hans se unieke winkel. En op so 'n pragtige dag in die Kaap moet mens daarom ook gaan kyk of die vis byt. En ek gesels met Dave Delport op die hawemuur waar hy rustig vis vang. So as die water goed is, as die weer goed is dit lekker om hier te kom sit. Al vang jy ook nie eens 'n vis nie. Net om hier te kom sit en ontspan. En as jy gelukkig vang daar, is dit ook goed. Ja, nee, maar af en toe dan vang jy manne hierso, maar dan moet die gety reg wees, die weer moet reg wees en die water moet reg wees. Ons kry baie rooi gety hierso. En as die rooi gety in is, dan is die visvang wat swak. Maar ek het al heelwat gevang hierso. Nie groot goed nie, kleintjies so, maar eetbaar. Ja. Wat se tipe visse tipies dan? Stompneus. Jy kan 11 vang hierso, kabeljoutjies. Ja, kom naby aan die hawemuur, ja, maar dit kos net baie geduld. Jy kan 9 keer hier kom en 8 keer kan jy niks vang nie en daai 9de keer sal jy miskien net 1 of 2 kan vang vir die pan. Op 'n dag soos vandag, dis is dan prentjie mooi, dis dan seker ook goed vir die siel om sommer net hier te kan wees. Absoluut. Absoluut, is rustig. Vreedsaam. En dit is wat ek geniet. Is sommer net Gordons Bay, dit is 'n mooi wêreld hier rondom. Dis 'n spesiale plek. Dit is absoluut 'n spesiale plek. Ek is nou maar 5 jaar hier so aan die strand, hier naby Gordons Bay. En vir my is daar nie 'n beter plek nie. Die natuur is wonderlik. Ons het die berge, alles wat ons omring hierso. Pragtige hawe. Wat meer wil jy hê? En 'n man wat nie werk nie, dis waar jy jou tyd spandeer. Die programnaam is Kaap vol Hoop. As mens sommer so rondom jou kyk en mens sien die mooi van die skepping eintlik ook, maar dan ervaar mens eintlik maar hoop ook net vir vandag en môre. Ja, absoluut, dit is net so, ja. Daar's altyd hoop. Hoop kan vir ons verskeie dinge beteken. Vir verskillende mense kan dit verskillende betekenisse hê. Vir my is daar hoop vir die toekoms as jy jou hand in die hand van die Here het. Daar is hoop vir môre. Jy gaan nie net so jou eie gang nie, want jy weet daar's iemand wat eerste plek moet kry in jou lewe. En as hy eerste plek kry in jou lewe, dan het jy hoop. 'n Baie spesiale boodskap van hoop van Dave Delport en Gordons Bay steel mense hart en die mooi en die rustigheid is spesiaal. Sekerlik van die mooiste sonsondergange met die son wat daar so agter Tafelberg wegsak. Inderdaad, 'n Kaap vol hoop. Tot volgende week, groet uit die Kaap.